Twee disippels was op pad die dag met Jesus se opstanding na Emmaus. En op 'n stadium toe hulle herken wie die man is wat nou net met hulle gepraat het, toe hulle herken dat dit Jesus was, sê hulle die volgende vir mekaar: was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Was ons hart nie brandende in ons? Kan jy dit sê vanoggend? Op pad saam met Jesus? Kan jy sê dat jou hart brandend is? Omdat hy die skrifte vir jou uitlê? Omdat hy met jou praat? Omdat hy nou besig is om met jou te praat? Wanneer die wind van die Heilige Gees brandende harte aanblaas, dan is dit soos 'n vars vuur wat aangeblaas word. En brandende harte is wat ons geroep is om te hê. Brandende harte vir die Here Jesus Christus. Ons kan nie die wind van die Gees beheer nie, dit is so, maar ons kan dit wat in ons harte aangaan beheer. Net God kan die wind aanblaas. Ons kan ons harte voorberei vir dit wat die Here wil doen. En die Here wil altyd iets in ons lewens doen. Maar net ons kan ons harte voorberei daarop. Julle sal sien een van die blaadjies wat julle ontvang het, waaroor ek later iets gaan sê, daarop staan voorbrand. Net ons kan voorbrand maak vir dit wat die Here wil doen in ons lewens. Is ons besig om voorbrand te maak? Ons kan ons harte voorberei en ons harte gereed kry vir wat die Here wil doen. Volgende Sondag begin ons Pinkster. En jy kan soos die van julle wat nou PowerPoint slides ken, en as jy nou die animations doen van skrif, jy kan volgende Sondag soos van hierdie skrif net appear. Hier opdaag en dalk Sondagoggend eers besef, okay, dis Pinkster. Of jy kan soos 'n slide wat ingly hier opdaag, voorberei op wat die Here ook al wil doen in jou lewe. Die besluit is joune. Is ons voorberei op wat die Here in ons lewens wil doen? So as jy na die geskiedenis van herlewing kyk, dan is dit beide 'n groep mense wat bidend was vir die Here, wat by mekaar gekom het om hulle self te posisioneer en die Here aan te roep en te luister wat hy wil sê. En natuurlik was dit ook die Here wat gekom het, wat soos 'n wind net opgedaag het, en in mense wat se harte voorberei was op wat hy wil doen, iets te kom doen. Herlewing is gewoonlik 'n klein groepie mense wat begin om te bid vir die Here om te kom. En dan kom die teenwoordigheid van die Here soos 'n wind wat net opdaag en waai. So, dit is nodig om jou hart voor te berei. Dit is nodig vir my om my hart voor te berei. Ons moet begin om die woord van die Here te glo. Sy beloftes te glo. Want sy beloftes is waar. Want as jy dit glo, sal jy dit bid en jy sal dit aanhou bid. Want sy beloftes is die woord. Die meeste van julle onthou die lied Voorwaarts Christen Stryders. Stry in gebed. Dis ons gebede. Ons gaan na 2 tekste kyk vanoggend uit die Nuwe Testament oor gebed. En die een is die man wat gekom het na die vriend van hom toe wat brood nodig gehad het. En die ander een gaan oor die vrou wat onregverdig behandel was en sy het haar beroep op die regter. Maar ons gaan dit vanoggend, hierdie 2 skrifgedeeltes bietjie anders benader. Die vraag is, hoe bid ons? Hoe lyk 'n hart van gebed? Of as jy wil, hoe lyk die kuns van gebed?
Daar's 'n lied wat nie so bekend is dalk aan die meeste van ons nie, maar die eerste woorde van hierdie lied sê, Lord, let my life be an altar. Laat my lewe 'n altaar wees, Here. Here, laat my lewe gevul wees met gebed. Dis wat dit beteken. 'n Lofoffer aan U. Laat my lewe iets wees wat aan die brand is vir U. Herlewing beteken maar net om terug te kom, om terug te kry wat verlore geraak het in ons lewens, om weer dit in ere te herstel wat verlore geraak het. En wanneer iemand bewusteloos is, dan hy word bygebring deur te ontwaak of deur te herleef. So die rede hoekom ons herleef is omdat ons op 'n stadium in ons lewe iets gehad het wat intussen verlore geraak het. En wanneer herlewing gebeur, is dit maar net die Here wat herstel dit wat in jou lewe verlore geraak het. Dit wat die vyand kom steel het. So, of dit nou is, ek en jy wat die Here op 'n stadium gedien het, ons het hom ontmoet, ons het tot bekering gekom, ons het hom geken en gedien, en ons het so 'n bietjie gebackslide, en ons het nodig om weer te herleef, en of dit iemand is, wat dit wat die Here bedoel het vir ons, verloor het met Adam en Eva, en dit nog nooit weer teruggekry het nie. Die Here wil vir ons laat herleef. Vir die kerk om te herleef is 'n groot ding. Want vir die kerk om te herleef beteken, dit kan net gebeur deur 'n lewe van gebed. Daar's nie 'n ander manier nie. Kan net gebeur deur 'n lewe van gebed. Kerk wat voor die Here kom in gebed en in geloof op dit wat in sy woord staan. So kom ons kyk na hierdie twee teksgedeeltes en kyk na wat die hart van gebed is. Lukas 11. Ons gaan na Lukas 11 kyk en ons gaan ook na Lukas 18 kyk. Lukas 11 vers 5. Jesus praat met hulle. Verder sê hy vir hulle: sê nou een van julle het 'n vriend en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: vriend, leen my bietjie 3 brode. Want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af: moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Hey dude, dit is 2 uur in die oggend. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen, nie sommige nie, almal. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Weet julle wat is ons grootste probleem? Hoekom ons nie vra nie of hoekom ons ophou vra? Is omdat ons ontmoedig en moedeloos raak. Want jy glo nie die Here en sy woord nie. 'n moedelose kerk sal nie bid nie. Vers 11. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is,
dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Hierdie het gebeur net nadat die disippels vir Jesus gevra het om hulle te leer bid. En hy het eers die Onse Vader vir hulle geleer en toe het hy hierdie storie vir hulle vertel. Volgende skrifgedeelte is Lukas 18. Vanaf vers 1. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het. Doen aan my reg in my saak teen my teenparty. 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê. Julle gaan net nou sien, dis belangrik. Maar hy het later vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie. En aan 'n mens steur ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Sy gaan my aanhou pla en dalk nog gewelddadig raak. So alhoewel hy nie die Here gevrees het nie, onthou dit staan hier baie duidelik, hierdie regter het nie vrees vir die Here gehad nie, hy het nie omgegee wat mense dink nie, en ten spyte daarvan, hy wou eintlik van haar ontslaa raak, né? Dis al wat hy wou doen. Hy sê, ek kan dit nie meer vat nie. Gee hy toe aan haar versoek, en toe sê hy in vers 6. Toe sê die Here, hy sê, hoor wat sê die regverdige regter, die onregverdige regter, hoor wat sê hy. Onthou, hy vrees nie die Here nie, hy gee nie om wat mense dink of sê nie. Vers 7. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Die punt hier is nie dat God die regter is nie, die punt is nie hier dat God die vriend is wat gehelp het met brood nie. Dit is nie asof hier 'n prentjie geskep word van God nie, maar ons sien twee scenario's hierso. Een van voorsiening en een van geregtigheid. Een van brood, een van geregtigheid. Wanneer ons behoeftes het, kom ons na die Here toe, volhardend, in gebed, in geloof, dag en nag. Wat leer ons hier? Hoekom bid ons? Kyk gou vinnig na 'n paar goed. Hoekom bid ons? Ons bid in die eerste plek, omdat ons seuns en dogters is. Ons is seuns en dogters van die Vader. Ons het toegang tot die Vader. Die voorreg om hom Vader te noem. Wie sal nie bid nie? As die mees invloedryke man in die Here wêreld jou pa is. Wie sal nie bid nie? Tweede rede hoekom ons bid. Omdat ons verhouding bou deur geloof. Dink bietjie mooi daaroor, wanneer ons bid, bou ons verhouding met God ons Vader. Want hy het 'n behaag in verhouding met ons. Die Here wil hê hy moet ons ken. En hy wil hê ons moet hom wil ken. Want hy wil verhoudinge hê met ons. Sodat alles wat ons doen in ons lewe kom uit die verhouding met hom.
Ons het net hierdie verhouding met hom, ons praat gereeld met hom. Hy is nie ons Vader net op 'n afstand nie. Hy wil hê ons moet weet dat hy ons liefhet en dat hy luister na ons. Nog 'n rede hoekom ons bid, is omdat ons vennootskap bou. Ek dink nie ons dink altyd daaroor nie, maar die Here het mos 'n plan met die wêreld. Hy het 'n skepingsdoel. Hy het beheer oor alles, hy bestuur alles. En hy wil hê ons moet sy vennote wees daarin. Ons moet in die koning se besigheid wil betrokke wees. In vennootskap met hom. Hy wil dit doen in ons, hy wil dit doen met ons, en hy wil dit doen deur ons, en hy wil dit doen saam met ons. Ons bid ook omdat ons absoluut afhanklik is. Julle, as een van ons dink ons kan hierdie lewe doen sonder God, dis eintlik absurd om te dink ons kan die lewe doen sonder die Here. Dit is waarskynlik maklik om 'n ateïst te wees as jy geen probleme in die lewe het nie. As alles net honkie-dorie is, daar's nooit enige krisis nie. Maar wanneer die pop op die fan slaan, na wie toe gaan jy? 'n Ateïst glo nie aan die bestaan van enige God nie. As jy leef, dan leef jy, as jy dood is jy dood. Geen hoop nie. Terwyl ons absoluut afhanklik is in alles in ons lewe van God. Ons is in onsself as mense, is ons beperk. Ons het beperkings. Ons het die Here nodig. Ons het die Here nodig 24/7, elke uur van elke dag. In ons kinders grootmaak, in ons huwelike, in ons besigheid, in ons beroep, in wat ons ook al doen. En wanneer die Here ons roep om iets te doen, dan kan ons dit nie doen sonder hom nie. Dit is nie moontlik nie. Ons kan niks doen sonder hom nie, daarom bid ons. Ons leer om te bid, ons leer nie om te bid in konferensies of in preke wat gepreek word nie. Dit is nie hoe ons leer om te bid nie. En as jy is soos een van hierdie stories, soos hierdie mense in hierdie stories wat ons nou gelees het, as jy nie brood het nie, en jy het brood nodig, dan moet jy bid. As jy onregverdig behandel word, dan moet jy bid. Wanneer daar geen uitkoms is nie, dan moet jy bid. Die lewe dwing ons soms om te bid, en die liefde van God dring ons om te bid. Die meeste van die tyd word ons gedring om te bid, omdat ons in moeilike situasies beland. En ons word gedring om te bid, nie noodwendig gelei om te bid nie. En hoe meer ons bid, hoe meer weet ons het nodig om te bid, en hoe meer ons weet ons het nodig om te bid, hoe meer bid ons. Dis hoe ons begin om 'n lewe van gebed te leef. Ons het nie nodig om eers te leer bid as gevolg van moeilike omstandighede of wanneer krisisse tref nie. En dit bring my by die 5de punt, en dit is, ongelukkig leer ons soms om te bid, en die rede hoekom ons soms bid is, omdat ons absoluut desperaat is. Absoluut desperaat. Jy weet net so goed as ek, dat jy waarlik leer om te bid, wanneer daar net geen uitkoms is nie, wanneer daar geen ander opsies is nie. Ongelukkig leer ons nie om te bid, voordat ons in 'n posisie beland waar daar geen opsies meer is nie. Maar die meeste van die tyd word ons gedwing om op ons knieë te gaan, omdat daar net geen ander opsie meer is nie. Ons weet nie wat om te doen nie, ons is absoluut desperaat. Maar ons moet weet dat die Here vir ons 'n gebedskultuur wil leer. Om 'n hart vir gebed te hê. En dan is daar 'n paar goedjies wat ons leer uit hierdie 2 teksgedeeltes uit. Vandag daarna kyk. Ons moet leer om te vra met vrymoedigheid. Vra vrymoedig.
Daar staan, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Die Engels sê, hy het gevra with shameless, met shameless audacity. Hy het gevra met skaamtelose vermetelheid. Dit was nog altyd die duiwelse strategie om die Here se kinders te verhoed om te bid. En dis hoekom dit so moeilik is om te bid, Here. Dis die maklikste ding in die wêreld om nie te bid nie. Dis hoekom ons 'n gebedsplan in plek moet plaas, en ek praat uit ondervinding uit. Een van die redes hoekom dit so moeilik is om te bid, is omdat die oomblik wat ons begin bid, dan is die duiwel tussen beide. En hy sal vir jou sê, wie is jy om te bid? Wie dink jy wie is jy om dit te vra? Hy kom onmiddellik ons identiteit aanval, en vir ons sê, ons is nie waardig om te bid wat ons bid nie. En dit gaan nie eers help om te vra nie. Die duiwel bevraagteken jou identiteit en hy laat jou wonder oor jouself. En dis hoekom ons soms nie bid nie. Ons kan nie bid as ons nog steeds skaam oor dit wat gister en eergister in ons lewe gebeur het, of oor dit wat ons gedoen het nie. Skaamtelose vermetelheid. Ek is die Here se geheiligde. Ek is die Here se geregtigheid. Here, my kinders het kos en klere nodig. Ons het nodig om met vrymoedigheid te bid en te vra, al is dit 2 uur in die oggend. Sal jy dit doen met 'n vriend? Ek het gewonder daaroor of ek my vriende wil behou, maar ek dink my vriende sal dit vir my doen 2 uur in die oggend. Dis hoe die Here wil hê ons moet wees. Skaamtelose vrymoedigheid. Wanneer ons voor hom kom en bid, is ons seuns en dogters. Dink bietjie daaroor. Ons is nie net iemand nie. Ons is nie net iets nie. Ons is nie iemand wat vir die Here nie betekenis het nie. Ons is seuns en dogters. Ons kom na hom toe in nederigheid as seuns en dogters, maar ons kom vra met vrymoedigheid. Hy is ons pa. Die duiwel is nie bekommerd oor ons eie vermoëns nie, nee, om iets te doen nie. Maar hy is bekommerd daaroor dat die Here betrokke raak by ons pogings. Hy wil hê, die Here wil hê, ons moet in 'n posisie wees, dat wanneer hy die wind laat waai, dat ons harte brandend is vir hom in ons te werk, en met ons te werk. Die duiwel wil nie hê die Here se wind moet waai nie. Ek sê nie, hier is nie vuur nie. Ek dink nie, hier is groot vure nie. Maar my gebed is dat die Here die wind sal laat waai en dat elke klein vuurtjie sal opstaan en 'n geweldige vuur sal word. Sodat die vuur buite beheer kan raak en die duiwel niks daaraan kan doen nie. Sien ook in hierdie teksgedeeltes dat jy spesifiek moet vra. Ons het dit al so baie gehoor. Vra spesifiek. 'n eenvoudige voorbeeld hier was, daar staan, sal hy hom nie alles gee wat hy nodig het nie? So asof die Here vra, wat het jy nodig? Het julle opgemerk, hy vra vir 3 brode. Hy vra nie, het jy vir my 'n bietjie brood asseblief nie. Hy vra vir 3 brode. En dis asof wanneer ons begin bid oor dit wat ons dink ons nodig het, dat ons later in gebed agterkom wat die Here se wil is vir wat ons nodig het, en asof die Here vir ons vra, sê vir my wat jy nodig het. Ek wil dalk vir jou selfs meer gee as wat jy nodig het. Bid spesifiek. En dan sien ons ook dat ons met 'n verwagting moet bid.
met geloof. As ons nie glo nie, as ons nie sy beloftes glo nie, sal ons nie bid nie. Maar as ons dit glo, en ons wil dit sien waar word, sal ons bid. Ons moet bid met 'n verwagting. Dit gaan nie oor name it en then claim it nie, dis nie wat ek sê nie. Maar, die Here het, ek sê vir die Here, Here, U het gesê, U het gesê, en op grond daarvan, Here, asseblief, U het dit gesê, vra met verwagting. Die feit dat hierdie vriend gaan brood vra by sy vriend is, omdat hy geweet het, sy vriend kan hom help. Die feit dat die vrou na die regter toe gegaan het, is omdat sy geweet het, die regter kan haar help. Vra met verwagting. Hulle het gevra, want hulle het geweet, hierdie persoon kan help. Hulle gaan in geloof om te vra, met die verwagting, dat hulle gehelp sal word. Omdat ons seuns en dogters is, bid ons nie soos bedelaars nie. Ag Here, U weet wat my omstandighede is, en U weet wat sy huis ek in groot geword het, en ek wil nou net vra, help my net so bietjie asseblief, Here. Dis nie hoe ons bid nie. Ons bid met 'n verwagting, want ons weet wie God is, en ons weet wat sy beloftes is. Ons is seuns en dogters van die Here, en ons bid nie uit tekorte uit nie. Ons het iets. Ons het die Here, ons Vader. Hy is in ons lewe, en ons benader die Here met krag en met geloof. Die minste wat ons het, is die woord van God, en dis nie niks nie. Sy beloftes. Jy sien en ervaar dit dalk nog nie in jou lewe nie, maar jy vat dit, en jy bid dit, en jy beweeg daarmee. Hebreërs 11 vers 6, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon. Glo ons dit? Lukas 11 vers 10. Elkeen wat vra, ontvang. Elkeen wat soek, kry. En vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. So wat gebeur is, wanneer ons hieroor lering ontvang, of wanneer ons die woord lees, dan praat ons hieroor vra, en soek, en klop. En dis wat ons moet doen, hè? Maar om met 'n verwagting in geloof te vra, want hier staan, hy wat vra, ontvang. So wanneer ons vra, moet ons verwag om te ontvang, en wanneer ons soek, moet ons verwag om te vind, en wanneer ons klop, moet ons verwag dat die deur oopgemaak sal word. Dit stop nie by vra of soek of klop nie. Dit begin met vra, sodat jy kan ontvang. Dit begin met soek, sodat jy kan vind. Dit begin met klop, sodat die deur vir jou oopgemaak kan word. Glo en verwag die resultate, want dit is die woord van God vir ons. Ons moet die woord van God begin toepas en ophou om op te gee. Want as ons nie opgee nie, sal ons beloon word. Les Brown het gesê, you will win if you don't quit. Bid voortdurend en aanhoudend. En die volgende ding wat ons hier sien is, ons moet vra met volharding. Moenie opgee nie. Want wanneer jy opgee, beteken dit jy hou op om te glo. Dis maar eintlik wat dit beteken. En alles my en jou lewe in die konteks van die ewigheid net 'n stippeltjie. Moet ons weet. Ons gaan eendag van aangesig tot aangesig met die Here kom. En hy sal ons beloon. Die Here sal ons beloon vir ons volharding. Maar ons moet volhard. Die Here is nie soos hierdie regter nie, hy sal nie opgee nie. Hy wil nie van ons ontslaa raak nie, hy kan uithou.
Hy sal vir ewig luister na ons aanhoudende gebede. Hy gaan nie net ingee om van ons ontslae te raak nie, dis nie hoe hy is nie. Dit is ons volharding wat ons gedagtes op die ou end suiwer. Terwyl ons in hierdie worsteling is met die Here en aanhou bid en luister wat die Here vir ons sê, is hy besig om ons gedagtes te suiwer en besig om vir ons duidelikheid te gee oor dit wat ons besig is om te vra en dit wat hy in ons lewens wil doen. Dit is in ons volharding wat ons begrip verdiep in dit wat werklik belangrik is. In die worsteling met die Here en die wag en die luister, dis in daai tyd wat ons geloof versterk word. Is ons bereid om te volhard sodat ons geloof versterk kan word? Of gee ons net op? Ons kan nie net opgee en dink alles is maar net te vergeefs nie. Die Here wat in my is groter as die duiwel wat in die wêreld is. Ons kan nooit opgee nie. En ons moet onthou, volharding is ter wille van onsself, nie ter wille van die Here nie. Omdat die Here iets in my en in jou wil doen. Ons moet so dankbaar wees dat die Here nie net al ons gebede beantwoord nie. Wel ek is. Ek het al oor goed gebid wat ek agterna geweet het. Jo, ek bly die Here dit nie vir my gedoen of gegee nie. Anders het jy dalk 'n Land Rover geloop en 'n fiets gery. Ek is jammer julle, ek kon nie aan 'n ander voorbeeld dink nie. Die Here gee nie vir ons slegte gawes nie. Hy gee vir ons goeie gawes. Laastens sien ons dat ons geduldig moet vra. Vra geduldig. Ongeduld vernietig ons eindbestemming. Jy met jou ongeduld doen jy dinge en laat jy jouself in situasies beland wat jou eindbestemming verongeluk. Moses het uit ongeduld op die rots geslaan en hy kon nie die beloofde land ingaan nie. Saul het vir Samuel gesê, jy was laat en dinge het buite beheer geraak, so ek het maar die offers gebring. En Samuel het vir hom gesê, jy kon nie die offers gebring het nie, jy is die koning, jy is nie die priester nie. En Saul het sy koningskap verloor. Geduld is 'n wonderlike ding om aan te leer. En die Here wil geduld in ons lewens laat groei. Hy wil weet wanneer die pop op die fan stryk, wil hy weet dat jy nie op jouself gaan staat maak nie, maar dat jy self nog steeds op hom gaan vertrou. Gaan jy begin om jou eie planne te maak of gaan jy aanhou om hom te vertrou? In geduld raak die Here ontslaaf van ons selfbejammeringharte soms. Here, jy weet van hierdie familie van my en jy weet van my vriende en wat hulle aan my gedoen het en in geduld raak die Here ontslae daarvan van hierdie slagoffergees van ons wat ons baie keer in ons dra. En selfgeregtigheid. Ek het so baie vir U al gedoen, Here. Hoekom doen U nie dit vir my nie? En hoekom doen U dit nie nou nie? Ons moet so dankbaar wees vir die Here se genade. En die feit dat ons sy seuns en dogters kan wees, dat ons 'n Vader het. Wat geduld ons leer is dat die Vader genoeg is. Ek vind tevredenheid en vrede in hom en ek vind rus in hom. Geduld leer ons om te besef, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Die Here is besig om die groter prentjie, die wêreld, sy plan te kontroleer, te beheer, te bestuur. Daar's 'n paar dinge in die wêreld wat in lyn moet kom en ek en jy staan nie noodwendig voor in hierdie ry nie. Ons moet geduldig wees. Die Here het ons. Hy het dit. Hy het alles. Hy het dit. Hy het my.
Hy het jou. Hy weet van alles. Dit gaan oor meer as net ek en jy. Ons moet leer om in hierdie wagtyd, terwyl ons bid, moet ons leer om onsself te bewapen. Teen die vyand. Om ons wagtyd te draai teen die duiwel. In plaas daarvan dat dit ons vernietig en ontmoedig, moet ons leer om te kan sê, ek is bereid om te wag. En ek vertrou die Here daarvoor dat hierdie ding waarvoor ek wag, en hierdie moeilike situasie in my lewe, dat ek dan sal wag saam met ander mense, wat in dieselfde situasie is, en wat ook wag, en dat ons saam sal bid, en dat ons mekaar se arms hoog sal hou. Die Here sal altyd die regte ding doen, op die regte tyd. Ons het net nodig om geduldig te bid. Ons moet vrymoedig bid, ons moet spesifiek bid, met 'n verwagting, volhardend, en met geduld. Ons God is lewendig, en hy beloon hulle wat gretig en ernstig op hom wag. Wanneer die Here se kinders bid, gebeur daar altyd iets. Of omstandighede verander, of ek en jy verander. Maar daar gebeur altyd iets. En ek wil so graag herlewing sien in hierdie dorp. Ek weet nie van jou nie. Ons het herlewing so dringend nodig. 'n Klomp mense wat net weer aan die brand is vir die Here. 'n Heilige Gees vuur, as ek dit nou moet verduidelik, nie 'n ander brand nie. 'n Heilige Gees vuur. Ek het nodig om te herleef. Jy het nodig om te herleef. Die kerk het nodig om te herleef en te ontwaak. Dit sal alles verander. As ons harte aan die brand is vir die Here. Wat natuurlik net gaan gebeur as ons 'n biddende kerk is. As ons bereid is om werklik in geloof biddend voor die Here te wees, dan kan ons maar net in die wind gaan staan. Hierdie vuur kan maar net in die wind gaan staan. En die Here sal waai. En hy sal die vuur aansteek. En hy sal brand. En die duiwel sal beheer hê oor niks nie. Maar hy sal beheer hê oor alles. Ek vertrou die Here vir mense se lewens om te herleef. Mense wat die Here nie ken nie. Mense wat dink hulle ken die Here. Dat hulle lewens sal ontwaak. Ek bid vir mense wat die Here Jesus nie ken nie, dat in hulle donkerste dieptes 'n lig sal inskyn, omdat die kinders van die Here bid, en dat hulle lewens sal verander. Wie wil dit nie sien nie? Wie van ons wil dit nie sien nie? Ons gaan in die volgende 2 weke, vertrou ek die Here bid. Ons gaan ons gemeenskap en ons gemeente en jou lewe vloed met gebed. En ek wil jou nooi om deel te wees daarvan. Wil jou nooi om deel te wees van 'n gebedsgolf in die volgende 2 weke. Pinkster is op pad. Die Here doen altyd iets asemrowend in Pinkster. Hier sit baie van ons wat kan getuig wat die Here al in jou lewe gedoen het in Pinkstertyd. Ons gaan in die volgende, en julle het so 'n blaadjie ontvang. Ons gaan op 3 maniere bid. Wat persoonlike gebed aanbetref, ek het so 'n blaadjie opgestel, hy's in Engels en in Afrikaans beskikbaar. Ek glo julle het hom ontvang by die deure. Vir die volgende 7 dae, van vandag af tot volgende Saterdag. Spandeer tyd in gebed. Kom ons bid vir herlewing, kom ons bid vir dit wat die Here wil doen, dit wat hy in jou lewe wil doen, in ons gemeenskap, in ons gemeente, in jou gesin, in jou familie, in jou vriendekring. Kom ons bid vir die volgende week. Ons bid oor Pinkster. Bid vir Rudolf wat kom om die woord te kom doen.
En dan sien julle, dis vir 7 dae. Ek gaan vir julle hierdie riglyntjie ook stuur vanmiddag op 'n WhatsApp. So hy gaan die hele tyd op jou foon by jou wees. En ek wil julle regtig vra, ek het net nou dit genoem, maar baie van ons is geneig om met ons telefone bed toe te gaan in die aand en met ons telefone op te staan in die oggend. En dis gewoonlik waarmee ons aan die slaap raak. Hoekom vir hierdie 7 dae los jy nie jou telefoon in die voorhuis om te laai en kry hom môreoggend? En wanneer jy bed toe gaan, spandeer tyd met die Here. Dis 'n vas en gebedstyd. Daar's verskillende maniere van vas, dis op die blaadjie. Jy hoef nie noodwendig van kos te vas nie. Dis 'n baie effektiewe manier van vas, maar jy het dalk gesondheidsredes hoekom jy dit nie doen nie. Jy kan vas van televisie kyk, jy kan vas van jou selfoon in die aand en vir daai halfuur of wat voor jy slaap, kan jy bid. In plaas van op datum kom met sosiale media of wat ook al, maar vind 'n manier om te vas. Dalk is dit om vir 'n week nie sjokolade te eet nie, om vir 'n week nie, ek weet nie hoekom ek dit nou gaan sê nie, maar dalk nie koffie te drink nie. Maar wat ook al, vat dit wat seer maak, want dit gaan jou daaraan herinner om te bid. So, gebruik daai riglyntjie vir die week wat voorlê van vandag af tot volgende Saterdag. En dan is daar 'n 24/7 gebedsketting. Nou gewoonlik, julle sal onthou, ons het altyd daarvoor 'n vorm gehad en julle kon almal 'n uur invul wat ons 24 uur vir 7 dae aan mekaar bid. Nou, Liserie het hierdie week moeite gedoen en sy het 'n wonderlike ding vir ons ontwerp op sosiale media. Ek gaan die link ook vir julle stuur. Al wat jy doen is jy gaan daarin en daar's vir die volgende van eerskomende donderdag af wat ons Hemelvaart vier tot die laaste dag van Pinkster. Is daar jy kan net daar klik hierdie uur op watter dag. En daai spasie word gevul en die res van ons sal kan sien watter spasies is reeds gevul en watter is nog oop. En kom ons kyk of ons nie al daai ure kan volkry nie. Vat 'n ure dag en bid oor die eerste ding daar, maar bid ook sommer oor die ander dinge wat in jou lewe nodig is om oor te bid en bid vir die kerk en bid vir alles. Ek sal so 'n riglyntjie vir julle daaroor ook stuur. So ek gaan net op daai link en kies 'n spot van volgende donderdag af enige tyd tot die Woensdag daarna wat jy 'n uur op 'n dag bid. Moeilike tyd en ek weet hier's van julle wat baie getroue bidders is wat gewoonlik daai ure hier van 12 uur in die nag tot 4 uur in die oggend uitpiek en maar ek vertrou dat ons al die ure sal volmaak. Nooi sommer vriende en familie om ook deel te word daarvan. En dan die derde ding is gesamentlike gebed tydens ons Pinkster. Ekskuus. Ek gaan van môre af tot Vrydag. Van môre tot Vrydag, komende week, gaan ek elke oggend van 7 uur tot 8 uur, elke middag van 1 uur tot 2 uur, elke middag van 5 uur tot 6 uur. Sal ek hier wees in die kruik vir die wat saam wil kom bid. Ons het 3 tye, want ek weet is moeilik, partykeer kies ons 'n uur wanneer ons hier by mekaar kom en dan pas dit jou nie. Hoopelik pas een van hierdie 3 ure jou. Ons gaan saam bid, ek sal hier wees, sal julle 'n bietjie lei in gebed en ons gaan bietjie op ons eie bid. Van môre tot Vrydag 3 keer 'n dag vir gesamentlike gebed. En dan natuurlik nooi ek julle almal saam om tydens Pinkster van Sondagoggend af volgende week die uur voor die dienste, die oggend en die aand en die 3 aande in die week saam met ons te kom bid in die gebedskamer. Kom ons vloed ons gemeenskap met gebed. Kom ons vertrou die Here regtig in geloof en gebed. En ons staan verstom oor wat die Here doen. Die Here wag vir ons om te bid. Kom ons staan, dan bid ek vir ons. Vader, ons is u seuns en dogters. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons het geen rede om nie te bid nie, ons het geen rede om nie met u te kommunikeer nie. U is ons hemelse Vader. U is die koning van die wêreld.
U is die een wat absoluut alles in ons lewens weet. Van alles weet. En Here, ek bid nou vir elkeen wat hier voor my sit en almal wat na hierdie diens gaan luister op sosiale media, dat U ons harte en ons denke sal vernuwe. En Here, dat ons U toelaat om op 'n plek te kom waar ons harte brandend vir U sal wees. Dat ons tyd sal soek in die dag om net eenkant te gaan sit met U. Daai beste tyd van die dag, ons beste tyd van die dag. Wanneer ons op ons beste en op ons wakkerste is, mag ons dit vir U gee. En Here, mag ons weet, dit gaan nie net oor ons nie, maar Here, U het ook vir ons vanoggend gewys dat soms in ons lewe het ons nodig om oor sommige goedes eintlik maar net unashamed audacity te hê om te bid. Want Here, U gee nie om nie. U weet wat ons nodig het. Here, en ons bid niks vir onsself nie, ons bid, Here, dat U in ons lewens dinge sal doen, sodat ons tot seën vir U kan wees. Dat ons ook tot seën vir U kan lewe. Here, maar ek bid dat ons harte brandend sal wees, soos dat wanneer U Gees stuur, dat die vuur sal brand, en dat U dit sal aanblaas. En dat dit 'n gemeenskap sal verander, 'n gemeente sal verander. Dat ons lewens vir U sal verander. Maak ons harte brandend, Here. Ek bid dat ons onsself in posisie sal plaas, dat ons harte brandend vir U sal wees. Here, en ons tema vir Pinkster is strome lewende water, wat ook heen wys na die Gees. En ek bid, Here, dat ons branderplanke sal gereed kry, en dat ons hulle sal wax, en dat ons sal staan op hulle gereed, sodat wanneer daai golf kom, ons die golf sal kan ry. Ons bid met verwagting vanoggend, Here. Ons bid omdat ons absoluut afhanklik is. Ons bid omdat ons eintlik desperaat is, Here. Want ons het U so nodig. Mag U Gees ons oortuig. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen.